As jy in Christelike kringe groot geword het, is daar 2 skrifgedeeltes wat jy uit jou kop uit leer. Psalm 23 natuurlik, en dan die Onse Vader gebed, wat ons tans saam verken. Jesus leer sy disippels hierdie gebed na hulle hom vra, Here leer ons om te bid. Nou in hierdie gebed gee Jesus nie vir ons 'n formule nie, wat as jy die presiese woorde gebruik met net die regte stemtoon, dan kan jy God se aandag kry nie. Nee, deur sy gebed gee Jesus vir ons 'n visie van die lewe saam met God. En dis omvattend. Dit praat van wie God is, ons Vader. Dit nooi ons om weg te beweeg van ons angstigheid en gejaagdheid en te leer om God te vertrou vir wat ons daagliks nodig het. En dit praat ook hoe ons met mekaar moet leef. Om vrees, seer, sinisme te laat gaan en verhoudings te kweek wat vry, vreugdevol, vrygewig is. Jesus nooi ons na 'n lewe saam met God, 'n lewe gevul met hoop. So die vraag is nie, hoe goed ken ek die Onse Vader nie? Dis eerder, hoe goed leef ek die Onse Vader? En vandag verken ons een enkele reël uit die gebed. Laat U koninkryk kom. En ons gaan let op die 3 woorde of frases afsonderlik. Eerstens koninkryk, tweedens U koninkryk, en dan derdens, laat die koninkryk kom. Ons begin by koninkryk. En ek wonder, waaraan dink jy as jy die woord koninkryk hoor? Want dit is nie 'n woord wat ons vandag baie gebruik nie. So ons verstaan, ons verbeelding daarvan is baie beperk. Maar dit was nie altyd so nie. Die eerste demokrasie het eers omstreeks 507 voor Christus in antieke Athene ontstaan. Wat beteken dat die wêreld voor dit meestal in een van verskillende soorte koninkryke verdeel was. Dit was eerstens dalk 'n monargie, waar jy mag geërf het, of in stamme, waar besluite deur konsensus geneem is deur ouderlinge, of 'n teokrasie, waar godsdienstige leiers, soos priesters of profete, die goddelike wil moes uitlê, of vierdens, ryke of empires, wat deur militêre oorwinnings uitgebrei is. So as Jesus die woord koninkryk gebruik, sou sy gehoor onmiddellik dink aan 'n koning of koningin, of hoogste leiers, land en grense onder hulle beheer, en die mense of onderdane. 'n Koninkryk het nie net na grondgebied verwys nie, maar ook die mense wat onder die heerser se gesag geleef het. Onderdane het loyaliteit, gehoorsaamheid en ja, belasting aan die koning geskuld. En in ruil daarvoor moes leiers beskerming, geregtigheid en orde bied. Nou Dallas Willard skryf dat 'n koninkryk is die omvang van jou effektiewe wil. Dis die area waaroor jy gesag het. Elke mens, jy het jou eie koninkryk, jou liggaam, jou besluite, jou verhoudings, jou omgewing. Dis alles plekke waar jy jou wil kan uitoefen. Nou ek kan byvoorbeeld vir my arm sê, gaan op. En dit sal dit doen, wel, meestal. Is nie so maklik as ek in die oggend arms geoefen het nie. God het jou geskape met hierdie vermoë om te kies. Hy gee vir jou 'n koninkryk. Want God is liefde. Liefde wil gedeel word. Maar liefde kan nooit afgedwing word nie. God het jou die vryheid gegee om selfs teen hom te kies, so sommige wat die engele gedoen het. Nou jou koninkryk bestaan natuurlik ook te midde van ander koninkryke. Polities, ekonomies, natuurlik en sosiale koninkryke. En hierdie ander koninkryke kan jou keuses beide moontlik maak en beperk. Jy kan byvoorbeeld die wil hê om van 'n dak af te spring en te vlieg, maar die natuurlike koninkryk van swaartekrag gaan die laaste sê. En dan bots jou koninkryk ook dalk met die van ander. Jou keuses kan lig of donker in ander mense se lewens bring. Vreugde, vrede en geregtigheid of donker, pyn, seer, frustrasie. En ons sien dit dikwels in ons huise. Jy beplan 'n rustige Vrydag aand saam met die gesin om pizza te eet, fliek te kyk en sommer net lekker te ontspan en te gesels. Maar dan kom jou 3-jarige, gooi sy pizza op die vloer en hy weier om te eet. En jy sê, as jy nie nou jou pizza eet en stil sit nie, gaan jy kamer toe. Waarop hy natuurlik opvlieg, sommer sy sussie klap,
die res van sy pizza op die vloer gooi en kamer toe stap, waar hy gaan moet dink oor die traject van sy lewe. Dis nie wat jy sou wou gehad het nie. Ek kan nie sien dat jy 'n koninkryk het, en die keuses wat jy en ander maak 'n werklike invloed het. Ons moet onsself vra, hoe gebruik ek my vermoë om te kies? Lei dit my en ander se lewe na liefde, na vryheid, of na pyn, na swaar kry? En hoe reageer jy op die keuses wat ander koninkryke maak, die van individue of van sisteme? Wat ons bring by ons tweede woord uit hierdie reël, U koninkryk. Nou die wêreld waarin Jesus verskyn het, was een waarop mense gelyktydig onder 3 heerskapye, 3 koninkryke geleef het. Eerstens was daar die Romeinse ryk, wat met mag, geweld, propaganda geregeer het. Hulle het vir Caesar selfs die seun van God genoem en absolute loyaliteit geëis. En dan was daar Herodes, en hy was maar eintlik net Rome se marionetkoning. Hy was paranoïes, manipulerend en wreed, so wreed dat hy selfs baba seuns laat vermoor, toe hy bedreig voel. En dan was daar derdens die godsdienstige leiers, die Sanhedrin. Nou hulle was veronderstel om die volk te lei, maar was meer besorg oor hulle eie voorreg en eie posisie. Nou vir die gewone mens was dit 'n swaar las. Hulle is oorweldig deur belasting, is bang vir soldate op elke straathoek, moedeloos oor leiers wat voorgegee het om namens God te praat. En is in hierdie wêreld wat Jesus sy missie afskop en ons lees hoe hy sê, die tyd het aangebreek. Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die goeie nuus. Jesus kondig aan dat 'n ander soort lewe in 'n ander soort koninkryk het aangebreek. En dis nie net 'n mooi, sentimentele gedagte nie, dis gevaarlik, dis radikaal en dis vol hoop. Hy roep 'n revolusie uit, nie een van oorheersing nie, maar van deernis. Nie van vrees nie, maar van geloof. En dis hoekom mense na hom toe gestroom het. En dis hoekom die magte hom wou doodmaak. So wanneer ons bid, laat U koninkryk kom, vra ons nie vir 'n beter weergawe van die sisteme wat ons reeds ken nie. Ons bid vir 'n nuwe wêreld, gebore uit God se gees, gevorm deur die kruis en sigbaar in die lewe van Jesus. Jesus se goeie nuus was nie dat die koninkryk van God nou begin bestaan het nie, dit het nog altyd bestaan. Sy goeie nuus is dat dit nou beskikbaar is vir gewone, gebroke, verwarde, stikkende mense soos ek en jy. Maar net soos jou wil soms bots met die 3-jarige sin op 'n Vrydag aand pizza, so bestaan God se wil en koninkryk ook in 'n wêreld vol ander koninkryke, vol ander wille wat hy toelaat. Die teoloog Thomas Aquinas beskryf dit so: God se eintlike wil is dat almal hom intiem sal ken as Vader. In liefdevolle verhouding sal leef met mekaar en saam met God alles sal nuut maak en herstel. Maar God se gevolglike wil, sy consequent wil, is wat gebeur nadat ons kies om teen hom te kies. Wanneer ons optrede onsself en ander en ons wêreld seermaak. Dis nie wat God vir ons sou kies nie, maar hy laat dit toe, omdat ons die kapasiteit het om vrye keuses te maak. Dis soos daardie pizza aand, jou eintlike wil, is dat almal rustig en gelukkig saam pizza eet. Maar as jou kind besluit om dit te saboteer, is jou gevolglike wil, dat hy in die time-out stoel sit. So wanneer jy bid, U koninkryk kom, dalk wonder jy, hoe lyk God se koninkryk? Nou as jy na 'n ander land sou wou emigreer, sou jy tog sekerlik eers wou weet hoe die lewe daar sou lyk. Nou 'n koninkryk weerspieël altyd die koning, die stam of leiers. As jy 'n goeie koning het, een wie se grootste besorgdheid sy mense is, sal sy besluite, sy wil dit weerspieël. So hoe is die koning in die koninkryk van God? Daaroor hoef ons nie te raai nie. In Johannes 14 vers 9 sê Jesus, wie my gesien het, het die Vader gesien.
Trevor Hudson skryf dat Jesus, die koninkryk van God, in vlees en bloed is. Oral waar Jesus in woord en daad bedien het, is dit die wil van die Here wat sigbaar is. Jesus bring genesing, is die koninkryk van God. Hy vergewe sondes, is die koninkryk van God. Hy eet saam buitestanders en verstootes, is die koninkryk van God. En so kan ons aangaan. God se koninkryk het van die skepping af bestaan. Maar in Jesus word dit sigbaar, beskikbaar vir almal. En ons leer die koning ken deur na Jesus te kyk. Nou God se koninkryk is soos God self, dis heilig en radikaal anders as die wêreld se koninkryke. Skrywers soos N.T. Wright en Dallas Willard en Henry Nouwen beskryf die koninkryk van God as 'n onderste bo koninkryk. Dit keer die waardes van ander koninkryke op hulle kop. Net 'n paar voorbeelde. Soos kyk na mag teenoor oorgawe. In ons wêreld is die fokus om bo uit te kom en om mag te kry. Koninkryke kom deur mag, geweld of manipulasie. Maar Jesus wys dat ware mag lê in oorgawe aan God se wil, in diensbaarheid, in opoffering. Koninkryk van God is ook onderste bo wanneer dit kom by beeld teenoor transformasie. Nou in 'n era van Instagram filters en persoonlike handelsmerke is die vraag dikwels, hoe lyk ek? Maar Jesus vra, wie word jy? Die koninkryk van God gaan oor transformasie, oor karakter bo beeld, oor diepte bo blink buitekant. En dan derdens is God se koninkryk onderste bo wanneer dit gaan oor skaarsheid teenoor oorvloed. Ons leef in 'n wêreld, in 'n kultuur van gejaag na vergelyking, ook in uitbranding, die vrees om uit te mis. Maar in God se koninkryk is jy reeds gekies, reeds geliefd, reeds vasgehou. Jy hoef nie jou waarde te probeer verdien nie, dit word aan jou gegee. Jesus nooi ons na lewe in sy koninkryk. En ek bid dat jy aanvoel hoe groot hierdie uitnodiging is en dalk al begin vra, en hoe kan ek in God se koninkryk leef? Wat ons bring by ons derde stel woorde, laat die koninkryk kom. Nou die eerste keuse wat ons moet maak, is of ons die koninkryk van God kan ontvang. Ons lees in Openbaring 3 vers 20 van Jesus wat sê, kyk ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy saam met my. Jesus klop aan die deur van jou hart en hy vra of hy kan inkom om jou te leer hoe om in God se koninkryk te leef. Hy forceer homself nie op jou af nie, hy manipuleer nie. Hy eer jou besluit, jou vryheid om te kies. Maar die koninkryk van God is beskikbaar aan jou as 'n geskenk. Jy kan dit nie verdien nie, jy kan dit net ontvang. Lukas 12:32 lees ons, jou Vader is bly om vir jou die koninkryk te gee. Vraag is, kan jy dit ontvang? En dit is nie altyd maklik om te ontvang nie. Het jy al dalk onverwags 'n geskenk gekry wat vir jou moeilik was om aan te neem? Miskien het jy geweet, dis duur, dis groot, dis skaars. En jou eerste gedagte was, hoe gaan ek dit terugbetaal? Wat kan ek in ruil gee? Nou om so 'n geskenk te ontvang, is vernederend in die goeie sin van die woord. Jy erken, ek kan dit nie terugbetaal nie. Jy sê, ek het niks om terug te gee nie. En dis presies die postuur, die houding, wat ons na die koninkryk van God bring. Matteus 5 vers 3 sê Jesus, geseënd is die wat arm is van gees, want hulle behoort die koninkryk van die hemel. The Message vertaal dit so, you are blessed when you are at the end of your rope. With less of you, there is more of God and His rule. Om die gawe van God se koninkryk te ontvang, moet jy jou hande oopmaak, laat gaan van dit waaraan jy vashou. Jy moet jou lewe verloor om dit te vind. God hou hierdie geskenk vir jou uit. Hy klop aan jou deur. Hy vra of hy kan inkom. En wanneer God inkom, het sy koninkryk die krag om elke deel van jou koninkryk te transformeer en te genees. En ook die koninkryke waarin jy leef. Kan jy dit ontvang? Nou een van my gunsteling bands, U2, sing 'n lied oor die soeke wat ons almal ken. Ons is mense wat soek, ons begeer, ons het verlange. En is hierdie soeke wat ons besluite, ons keuses en ons energie rig.
En ek wil jou vra, weet jy waarna jy op soek is? Want die tweede uitnodiging wanneer ons bid, laat die koninkryk kom, is om die koninkryk van God te soek. Matteus 6 sê, Jesus, ons moenie besorgd wees oor materiële behoeftes, oor wat ons sal eet of wat ons sal aantrek nie. En dan sê in vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So in U2 se lied sing Bono, I have climbed the highest mountains, I have run through the fields, only to be with you. I have run, I have crawled, I've scaled these city walls, but I still haven't found what I'm looking for. En ek wonder, watter berge bedoel hy? Dalk die berge van sukses, of roem, of gewildheid? As hy verwys na velde, is dit die velde van vreugde, of liefde, aanvaarding? Hardloop hy, dalk op volle spoed, om te kry waarna hy smag. Hy het homself klein gemaak, het hy gekruip om aanvaard te word. Het hy sy naam opgebou, sy gesig op advertensieborde gesien op die stadsmure. Wat dit ook al is, hy sing steeds, I still haven't found what I'm looking for. Ons is altyd besig om te soek. En is dikwels, is hierdie soeke wat jaag, wat ons angstig maak, wat ons verwond. Ons kyk na dinge, ons kyk na mense om die leemte te vul, maar die goeie nuus is, ons is nie in die donker nie. Jesus wys ons waar om te soek, waar om te kyk. In plaas daarvan om te fokus op wat ons kort, nooi hy ons om te leef op God se manier, in sy koninkryk en dit te soek. En dis 'n lewe wat kan floreer in elke deel van jou bestaan. So hoe soek jy die koninkryk van God? Nou die volgende reël wat Jesus in sy gebed leer is natuurlik, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou dis 'n radikale versoek, want as ons eerlik is ons gebed dikwels eerder om die Here te kry om te doen wat ek wil hê, wat ek dink goed is vir my lewe en koninkryk. Maar om God se koninkryk te soek, begin deur my wil aan God se te onderwerp. Ons bid eers, laat u wil geskied. En dan leer Jesus ons om te vra vir ons daaglikse brood. En jy vra dalk, hoe kan ek weet wat God se wil is? En dis 'n belangrike en groot vraag. Carolyn Arends skryf hoe sy as 'n jong musikant saam met die Christen musikant Rich Mullins getoer het. En meer as een keer sou 'n fan vir Rich vra hoe om te weet wat God se wil is. En dan sou Rich luister en dan nogal iets onverwags sê. Hy sou sê, ek dink nie, dit is ingewikkeld om te weet wat God se wil is en te vind nie. God se wil is dat jy hom liefhet met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en jou naaste liefhet soos jouself. En hy het natuurlik verwys na die antwoord wat die wetsgeleerde vir Jesus gegee het toe hy gevra het wat hy moet doen om die ewige lewe te erf. En Jesus sê, bevestig sy antwoord en sê, doen dit en jy sal lewe. Maar dan sou Rich aanhou en hy sal sê, raak besig met dit, om God lief te hê en jou naaste lief te hê soos jouself. Laat jou besluite daardeur gerig word. En dan sou hy sê, en as God wil hê jy moet iets ongewoon doen, sal God dit reël. As God wil hê jy moet byvoorbeeld Egipte toe gaan, sal hy 11 jaloerse broers stuur en hulle sal jou as 'n slaaf verkoop. Om God lief te hê met jou hele hart en jou naaste soos jouself is 'n baie duidelike plek om te begin om God se wil te soek. En dan nog 'n hulpmiddel om God se wil te onderskei is die daaglikse praktyk van 'n refleksiegebed. Dis om aan die einde van jou dag die Here te vra om jou te sien wat belangrik was van jou dag. En dan in jou verbeelding loop jy saam met Jesus deur jou dag en onthou jy alles wat gebeur het. Hoe jy gevoel het jy wakker geword het, waar jou gedagtes was toe jy op pad werk toe was. En wat het deur die dag gebeur, met wie het jy interaksie gehad? En terwyl jy so deur jou dag stap in jou geheue saam met Jesus, skenk jy aandag eerstens aan die oomblikke waar jy naby aan die koninkryk van God gevoel het. Oomblikke van liefde, hoop, vrede, koneksie. Kon iets wees wat jy gedoen het of iets wat iemand aan jou gedoen het. Iets wat jy dalk raak gesien het in die natuur, die kuns of sommer net in die lewe om jou. En dan is dit ook om aandag te skenk aan die oomblikke waar jy gevoel het jy beweeg weg van die koninkryk van God en sy wil. Nou die doel is nie om jou skuldig te laat voel nie.
Dis 'n geleentheid om terug te keer na God. Wanneer Jesus gesê het, bekeer julle, die koninkryk het naby gekom, beteken bekeer letterlik, ek draai terug na God toe. God is jou hemelse Vader, 'n Vader wat geduldig en genadig is terwyl ons leer om sy koninkryk te soek. Hy weet dat jy mag dieselfde les dalk meer as een keer moet leer. Maar wanneer jy terugkeer, vra jy weer, Here, laat U koninkryk kom. En dan nooi die refleksie gebed jou ook om vorentoe te kyk na môre. Terwyl jy dink aan wat voor lê, miskien kan jy die oomblikke raak sien waar dit dalk moeilik gaan wees om sy wil te soek en sy koninkryk te leef. En dan vra jy vir sy genade om nie net my koninkryk te verander nie, maar ook die koninkryke waarin ons leef. Vriend, God nooi jou nou om in sy koninkryk te leef, hier en nou, te midde van al die koninkryke waarin jy jouself bevind. Ons word geroep om te onderskei, leef ek volgens God se wil en waardes, of laat ek die stelsels, die korporatiewe kultuur, die buurt waarin ek woon, die sosiale kringe waarin ek beweeg, om my keuses te rig. En miskien terwyl ek oor die refleksiegebed gepraat het, het jy reeds gedink aan die oomblikke waar jy naby aan die koninkryk gevoel het? Of die oomblikke waar jy ook gevoel het, jy wegbeweeg van die koninkryk van God? Kan ek jou nooi om vandag saam met my te bid? Ons hemelse Vader, dankie vir die geskenk van lewe, wat U vir elkeen van ons gee. Dankie vir die liefde en dankie vir die genade. Here, U ken ons begeertes, ons behoeftes, maar U ken ook ons gebrokenheid, ons sondes, waar ons deur ons wil seer en hartseer bring. Here, dankie dat U aanhou klop aan ons hart se deur en help ons om oop te maak, om U koninkryk te soek, om U te vertrou, om U leiding en U genade ons eie te maak. Here, lei ons om U wil te laat geskied in en deur ons lewe, op aarde soos in die hemel. Here, laat U koninkryk kom. Amen. Indien jy 'n behoefte het dat iemand saam met jou bid, is jy welkom jou gebedsversoeke te stuur na gebedsversoeke@mosaic.com. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is met jou. Amen.